Right, so laat ons begin. Julle gaan julle oë toemaak en bid ons net gou. Dankie Here vir die geleentheid dat ons vir mekaar is vir hierdie woordskool wat U ons deur gaan vat. Here, ek bid dat U ons oë sal oopmaak, ons harte sal oopmaak vir die Heilige Gees, die werking daarvan. Ons mekaar, Here, kan beter leer ken deur hierdie woord, Here, wat ons bedien. En ook uitleef, Here, ook so die vrae en alles wat ons het, Here, dat ons dit van U sal ook gee. Help ons, Here, dat ons die Heilige Gees meer sal kan toelaat in ons lewe. Ons het dit nodig, Here, om die Heilige Gees te kan herken in elke saak. En ook so, Here, vra ek dat U ons sal help, Here, in hierdie saak. Waar ons besig is met die werking van die Heilige Gees. Geef ons die insig, die wysheid en kennis. Dat ons nie soos dwaas uit sal loop nie, maar dat ons vol van die heerlikheid van die Here sal wees aan die einde van hierdie kursus. Ons gee al die lof en eer in Jesus naam. Amen. Ek wil gou net voor ons gaan begin, ons gaan gou eers die ander vrae doen. Weet of julle agterkom met die vrae is eintlik baie maklik. Jy het nie 'n pen nie. Okay, so ek gaan gou vir julle, as julle gesien het, die vrae is klaar vir julle gemerk op die lys. Oral is daar merke gemaak. Ek het julle nou 'n tip gegee, moes dit eintlik nie doen. En dan gaan julle makliker kry. So die eerste ene is, ons kan Christelike lewe sonder die Heilige Gees leef. Dis vals. God gaan ons bewaar tot die laaste dag van verlossing. Waar? Ons verantwoordelikheid is om die eenheid van die Heilige Gees te bewaar. Waar? Ons verantwoordelikheid is om te neem wat ons in die Bybel leer en dit tot God se eer te gebruik. Waar? Het julle dit so? Okay. Dan die krag van God is noodsaaklik vir elke gelowige om 'n getuie van Christus te wees. Waar? Right. So julle is goed. Ja. As dit net vir die gelowiges. Is dit nie vir almal nie? Dit is vir almal, maar nie almal glo nie. So ja, praat sê nee, wat ek wil sê is by baie van hulle sal sê ons is kinders van die Here. Maar jou loop van dit, ons gaan seker by dit nog kom. Jou wandelsloop gaan daarvan getuig. So baie is ja, ek kon eintlik so sê, ons glo want ons het so groot geword, of al het jy nie groot geword daarmee nie, en jy het tot bekering gekom, dan is jy 'n gelowige. Want wie glo, die Here gaan terugkom, gaan dit aanvaar. Maar die wat nie glo, hy gaan terugkom, hy gaan nie werk vir hom. So vir jou gaan werk, as ek vir jou sê, Psalm 91 gaan jou help. Jy gaan dit vat. Vir daai ou wat 'n ateïs is, gaan dit nie glo nie. Hy vat dit nie. So ek hoop dit maak sin. Ja, maar ons baie omtrent, dit is 'n groot vraag. Ek het baie gedink aan die vraag. Ja. Ja, kyk, dit is eintlik hartseer. Ek kan dit vir julle sê. Wat hartseer is van die vraag wat hy eintlik vra is dat, ek gaan nou, kom ons vat 'n voorbeeld. Ek self 'n familie wat groot geword het in die kerk, maar nooit hulle hart en lewe vir die Here gegee het nie, nooit 'n kind van die Here is nie, of nooit gedoop is nie, nooit deel geword het van die, sal ek sê, kerk nie. Ek bedoel van Pinkster. Nie noodwendig soos die mense van die NG Kerkie, maar praat van ons kerk nou, byvoorbeeld. Baie van hulle ken dit, maar nie een van hulle is vandag in die kerk. So wat hartseer is vir my is, kom die Here om ons te kom haal, is dit die eerste persone wat agterbly. Hulle is ook gelowiges. Hulle ken wat is reg en verkeerd, maar dit is hulle keuse om dit te maak. Dis 'n wil wat ons moet maak, daai vrye wil, ek wil amper sê op te offer om die Here te kan dien. Dit is dis wat vir my hartseer is maak, as jy dink aan 'n paar mense, dan kan jy klaar dink, en dan gaan baie eintlik, wat sê hy is kinders van die Here, gaan dit nie maak nie. Dis waar eintlik wat die Bybel praat van. Dit praat nie van, ek nou maklik gesê die ander dag,
baie wat in die kerk is, sal agterbly. Dit is so. Want as jy gaan, ek vat 'n voorbeeld nou. Nou sê ek, staan almal staan op, behalwe daai een ou, wat nou al 30 jaar in die kerk is. Maar vir 30 jaar, het hy nog nooit gegroei in sy gees nie. Nog nooit ons vat dit so, Bybelstudie bygewoon, 'n bidtuur bygewoon. Maar hy is die een wat altyd eerste by die deur uit is, wat ook al. Noem dit maar soos jy wil. Enige voorbeeld. Nou bly hy ou agter. Daai ou is die probleem. Dis die ou wat gaan agterbly. Wat nooit sy hart en lewe vir Here gegee het. Nooit gaan gesê het, ek moet die volgende stappe neem om gedoop te word. Ek moet geestelik groei. Ek moet betrokke word by die kerk. Dis die ou wat agterbly. Dis eintlik gevaarlik. So dis 'n persoon wat gestagneer is in een plek. Ja, dis nou regtig daai van, ek wil amper sê, die Bybel sê, was jy nou warm of was jy koud? Want as jy nou, daai was eintlik ijskoud. Hy was nog nooit warm gewees nie. Hy weet eers wat dit is om warm te wees nie. So vir hom is dit reguit, ek wil amper sê, hy is soos 'n bok. Hy's klaar, verkeerde kraal. Hy bly nie die kraal nie. Ja, As ek kerk gaan, dan wil jy verhouding. ja, 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 ek sê ek was in die kerk. yes, Niks ingeneem, geen verhouding nie. niks nie. Maak nie die Bybel tot hierdie week nie. Ja, Niks. gaan dit aan asof alles alright is en Dit is goed. ja, dit is die wat agterbly. Dit is die ouens wat onthou, hulle weet wat se waarheid. Hulle weet, as jy hulle vra, weet jy wie is Christus? Ja, weet. Ek wil nou nie daaroor praat. Dis hoe hulle sal optree. Ja, of hy sal vir jou stry. Luister, ek het nie nou tyd vir jou nie. Ek het nie nou tyd vir 'n stryery nie. Kom ons los dit. Jy's heeltemal reg omtrent dit. As jy ek dink daar's baie van hulle. Ek het baie met sulke mense te doen gehad. So hulle wil die waarheid nie hoor nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie hoor ek is verkeerd nie. Hulle wil nie hoor ek het sonde gedoen nie. So ja, dit is nogal 'n rowwe een daai. So maar ja, hoorie, ek gaan julle ietsie, ek gaan julle 'n bietjie hard, ek gaan 'n bietjie vinnig lees, maar nie baie lees nie. Ek wil hê van die leeswerk moet julle self gaan doen. Maar die skrif gaan ek julle so 'n bietjie optel, dat julle saam met my skrif lees as julle Bybel het hierso. Ek het my brille van my Bybel verloor. Verlede week is my Bybel nie by Okay, toe ek gaan nou so vinnig as moontlik deur die skrif gaan. Daar's eintlik nie baie nie. Dan moet jy lees. Daniel, gaan jy lees vir ons? Nee. Yes. Kyk jou vrymoedigheid, Sakkie. Ek my om te lees. Ek was pas sleg. Nee, okay. Jy kan vir my, jy kan jou Bybel oopmaak by Esegiel. Ons werk op bladsy 6. Ekskuus, ek moet julle net sê. Ons op bladsy 6 begin werk. Kom my trein in. Kom laat die mense af vir die kerk. Ek gaan, ek wil net gou vir julle hierdie stukkie lees. Ek gaan nie baie lees nie, ek wil vir julle net in kortweg 'n paar goedjies lees, want omdat ek baie praat en goeters, daar's 3 bladsye wat ons moet deurgaan, voordat ons klaar kan wees, en ek wil hê julle moet dit deurgaan. Hoekom ek dit sê is, iemand het my nou gevra, en ek weet, my ma gaan my nou weer bel vir my sê, sy doen die recording kyk, dan gaan sy vir my sê, my seun, jy het nou gesê wat ek gesê het, nou ek het wel gesê, ons het 1 bladsy klaar gemaak en dit gaan te lank wees, dit beteken ons gaan die hele jaar hier sit. Dan gaan julle vir 100, hoeveel dae het ons gesê so in die jaar? 154 dae oor van die jaar. So, daar's 147 bladsye, en daar's nog 'n toets aan die einde van hierdie reeks. So julle gaan toets skryf aan die einde van die reeks en dan kry jy 'n sertifikaat. Dan kan jy moet sê ook jy het dit gemaak. Okay. Maar dit help julle, dit gaan my help ook as julle dit ken, want dit maak dit net makliker in die kerk. So as julle sien wat gebeur in die kerk, dan gaan julle makliker kan toepas. Dan gaan julle, okay, hierdie ken ons. Want jy gaan dit begin leer, gaan begin toepas. Alright. Ons moet ook nie afjaag. Jy gaan probeer nie. Dis hoekom ek stadig gewees.
Sorry. Ek dink nou die kutstorie. Dis hoekom ek gesê het, hardloop ek nie weg en my ma sê altyd ek hardloop weg met dit. So dis hoekom ek nou maar vir julle dit sê. Julle moet vir my sê, wow, stop. Dis hoekom ek gaan maar net 'n paar stukkies lees van elke gedeelte en dan kan ons vra en goeters. Ek wil hê julle moet vra, want die ding is, dit is wat makliker maak. Anders ons gaan nou by voorbeeld die eerste term is die doop. As jy maar nie vra daaroor nie en jy het 'n vraag daaroor, dan gaan jy dit self gaan ondersoek in die skrif of jy gaan moet wag tot iemand vir jou eendag weer dit help. En ek dink dit is net makliker as ons nou kan praat daaroor en klaar kry, dat jy onthou daarvan, want dit is makliker om te onthou as iemand dit vir jou sê. So, maar ja, ek gaan dit gou vir jou so 'n paar stukkies lees. Daai prentjie wat hulle daar het, staan daar understanding spiritual baptism and spiritual fitness. Dis ek hou van fullness. Ek sien net fitness. Ek sien wat ek wil sien. Dis ook 'n probleem. Maar anyway, dis wat ek hou van. Dit gaan alles oor die Heilige Gees. Hy het nou hierdie vertaal, hulle sê hulle min aspekte van die Heilige Gees se bediening het groot verdeeldheid in die kerk veroorsaak as dit van die Gees, die doping, geestelike volheid. Wanneer die Nuwe Testament egter van hierdie dinge praat, doen dit 'n terme van eenheid, nie verdeeldheid nie. Die doop en die vervulling met die Heilige Gees reg te verstaan, behoort 'n bron van die kerk se eenheid te wees. So ons visie is ook verheerlik God deur die Heilige Gees, gedrewe koninkryk bou in Jesus Christus. Hierdie kerk kan nie bestaan sonder die Heilige Gees. Die bediening kan nie bestaan sonder die Heilige Gees. As jy enigiets buite kan die bediening doen, dan is die Heilige Gees nie betrokke nie. As die verenigde faktor is, waarom is ons dan ook so verdeeld? Baie van die probleme fokus op hoe ons die terme definieer. As ons 'n Bybelse siening wil aanvaar, moet ons hierdie konsep se Bybelse definisie verstaan. As ons na Paulus se briewe gaan kyk, sal ons in staat stel om die terminologie aan te pak en die Bybelse standpunt oor twee van die Gees se belangrike bedienings duidelik te maak. Nommer 1, die eerste punt is doop. Ek wil gou vir julle ek gaan net 'n kort stukkie lees daarvan, en ek wil julle eintlik vra, wat dink julle daarvan? Ons kan nie die doop van die Heilige Gees reg verstaan, sonder om dit eers 'n verhouding tot Christus te sien nie. Vroeg in Johannes se evangelie word ons vertel, dat Jesus 2 gawes aan sy mense gee. Die verwerking van die sonde en die doop met die Heilige Gees. Johannes 1 vers ek dink hy praat hier van Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 29 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Vers 33 sê, en hy het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat die Heilige Gees met die Heilige Gees doop. Hierdie 2 gawes is
reg deur die skrif verweef en in Christus te vervul gebring. Jesegiel 36 vers 25 tot 27. Dan sal ek skoon water op julle gee, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle trekgoede sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Verstaan julle oor die doop? Dit is eintlik nogal bietjie, dis soos ons eintlik nou 'n klip gespring het. Hoekom ek dit sê is, ek wil julle gou hierdie verduidelik. 'n Paar jaar terug, 'n hele paar jaar terug sal ek sê, 6 jaar terug, werk ons met hierdie jong mense. Hulle het 'n sit met 'n probleem. Die vroutjie het angsaanvalle en sy is besig om in depressie te val. Ons sien hulle toe. Vat hulle in hulle kamer, ons reël alles, sit met hulle. Nou, ons het 'n reël in berading, het jy 'n reël dat jy moet ten minste 5 sessies kan doen met hulle. Nou, ons begin toe nou. By die eerste stap, ons is al eintlik klaar gewees met die eerste sessie. Toe slaat dit my soos 'n bom. Iets is fout. En ek vra vir hulle die volgende vraag. Het jy jou hart en lewe vir Jesus gegee? Ja, ek is gedoop. Ek sê, nee, wag, daar is my probleem. Ek sê, vra jou, het jy jou hart en lewe vir Jesus gegee? Het jy bely jou sondes en het jy gesê, hier is ek, François Buitenbach, bely, ek erken dat Jesus Christus my persoonlike verlosser en saligmaker is. Toe sê hulle, nee, wag, hulle is gedoop. Toe sê ek, nee, wag, daar's 'n fout. Daar moet daar stappe. Die eerste stap is, en dit is wat hy eintlik hiervan praat van, is, Christus moet eerste kom. So wat moet eers doen? Ek en jy moet eers by Christus kan uitkom, voordat ons tot by die bekering kan kom en dan gedoop kan word. Jy kan nie gedoop word en daarna sê ek word 'n kind van die Here nie. Dit werk nie so nie. Daar's 'n ou storieetjie, weet of julle hom ooit al gekyk het nie, die Pelgrimsreiziger. As jy wil, kan ek dit vir julle aanstuur op YouTube. 'n Hele storie. Maar in die storie stap hierdie man, kan ek nou sê, die stryd in die nêring. Hy loop op hier nou paadjie, dien die Here. Hy het van bekering afgekom, reg deur alles, tot by die doop, tot by die water, tot waar hy sal ek sê, die hekke sien van die hemel. En voordat hulle daar kom, toe kom die man op die boot na hulle toe. En hy vra vir hulle, waar is jou brief? En die man wat die reguit pad gestap het, haal 'n brief uit wat sê, ek behoort aan Christus. Nou wat is daai brief? Daai brief is dit wat die Bybel van praat, is dit waar jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Nou hulle het net 'n gedeelte so denkbeeldig gemaak. Sodra jy oorgegee het aan Christus, aan die hart en lewe, doop, dan met alles wat bykom, daai twee is jou grootste belangrikste goed. Doop is een van dit. Maar wat ek wil sê is, so kom die ander ook, en hy het nie met die regte pad gekom nie. Hy was ook 'n kerkganger. Hy was ook iemand wat altyd in die kerk was. Hy ken die kerk. Hy sit in die opstaan van die pastoor. Hy ken alles. Maar hy was gedoop, maar nog nooit sy hart en lewe vir die Here gegee nie. Toe hy by die poorte kom, toe sê hulle vir hom, hulle kan hom nie toelaat. Jy moet onthou, sonder Christus kan daar niks verder gaan nie. Dit gaan alles deur Jesus Christus en hom alleen. Daar's nie in between of ek vat kort paadjie nie, dit werk nie. Dit is hoekom ons kerk nog daarin glo, dat sondebelydenis nog belangrik is. En dit is wat die doop ook maak is, wanneer jy gedoop word, dan lê jy af dit wat in die verlede is. Jy moet dan nie weer doen wat jy gedoen het.
So nou, baie keer, en ek wil nou by dit, voordat ek spring nou 'n paar goed, so julle gaan nou dit moet gaan lees, maar baie van die goed kom ook in deur wanneer mense klaar gedoop is. Nou ek noem dit want ek het ook so foutaal gemaak. Nadat ek gedoop is, het ek al seker 3 of 4 keer stoute goed aangeval. Dit maak my nie dat ek volmaak is as ek gedoop is. Doping maak seker dat ek die ou mens aflê, dat ek dit nie weer moet doen wat ek gedoen het nie. Ek is nie meer 'n sondaar nie, want nou moet ek leef soos 'n kind van die Here. Hoe leef 'n kind van die Here? Hy probeer sy bes om op die nou paadjie te loop. Dit is wat jy moet doen. Maar nou ja, ons kom baie keer op daai punt en ek het al mense gehad. Ek het al vrae daaroor gehad en ek noem dit omdat ek al 'n paar vrae gehad het daaroor. Kan ek weer gedoop word? Ja, jy kan. Daar staan nêrens dat jy nie mag, maar nou kan ek ook vir jou sê, met eerlikheid, ek kry iemand en hy sê vir my, hy wil gedoop word. Dis al 6 keer gedoop. Nou bietjie 6 keer, is bietjie ver. Ek is bietjie so Hawkeye, hoor jy, wow, iets is nie reg. As jy ten minste 1 of 2 of die 3de keer kan ek verstaan, maar daarna dan moet brieke wees. So, vir my sal ek vir julle sê, ek sal, as iemand kom en hulle sê hulle wil gedoop word, al was hy al gedoop, ek stap met 'n pad saam met hom, kyk dat hy alles reg doen, voordat ons daai volgende stap kan neem. Ek wil nou vir jou sê, ja, ek het al iemand gehad wat gekom het, was 2 keer al gedoop, maar hy voel, hy moet weer gedoop word, omdat, en dit was dan sy 3de keer, omdat hy heeltemal van die pad afgedwaal het, nooit weer teruggekom het nie, maar toe hy terugkom op die pad, toe los hy al sy nonsens. En toe dien hy die Here soos wat hy moet dien. Toe kan jy sien, daar's 'n verskil. So was die eerste 2 kere verkeerd? Nee, hy het dit dalk nie die regte stappe geneem nie. Dis dieselfde met hierdie 2 jong mense toe ons met hulle werk. Toe ons met hulle werk en ons leer hulle, ons vat hulle eers toe, sê vir hulle gaan huis toe, kom weer volgende week terug, ons begin weer van voor af. Sit ons weer, ons praat met hulle, haal die Bybel uit, begin die hele stap vat saam met hulle van 'n sondaarsbelydenis, hulle bely hulle lewe, bely hulle sondes, en ons lei hulle na die Here toe, hulle gee hulle hart en lewe vir die Jesus Christus, en toe sê ons, alright, nou kan ons werk met julle werk. Die oomblik toe ons dit doen, toe begin die Gees van die Here werk. Toe begin die doping met die Heilige Gees werk. Wat bedoel ek met die doping met die Heilige Gees? Ons sal nog daarby kom. Eintlik wil ek sê, die doop, toe begin die doop werk, want toe begin jy die sien. Die ou mens is afgelê, die nuwe mens staan met hulle. Weet jy wat het by 3de sessie gebeur? Die 3de sessie was toe die laaste sessie. Want toe is sy klaar af, toe het sy nie meer angs nie. Sy slaap soos 'n babietjie. Nadat ons hulle na die Here toe gelei het, toe moes ons hulle wakker bel om kerk toe te kom. Dis so diep hulle het in vrede gaan slaap. Ek probeer nie vir hulle sê, hulle het nie kerk toe gekom nie, hulle het kerk toe gekom. Maar daai dag toe ek hulle bel en ek sê vir hulle, hoor jy nou, waar was julle volgende? Toe is hulle soos, nee, ons het so lekker geslaap, nadat ons so lekker gebid het en goeders, dat ons het nie eens die tyd gesien nie. En so hulle is heeltemal los, en tot vandag toe is sy los daarvan af. Dit is wat doop beteken na die bekering. Die angs kan nie aan jou bly sit as jy deur die doopwater gaan nie. Dit moet agterbly. Ek sê altyd, en ek wil my voorbeeld gebruik as 'n groot voorbeeld, ek sit eendag, of toe ek gedoop was, het ek gebewe soos 'n riet. Ek was bang. Nie of julle al daar was nie, maar ek was bang. En ek onthou hoe die mense vir my gebid het voor ek ingestap het in die trappies op, en toe die pastoor daar wag vir my. Die oomblik toe hy my onder die water vat en ek uitvat, toe voel ek daar's vrede. Luister, daai vrede is iets wat 'n mens nie kan beskryf nie. So, ek weet nie of julle ander vrae het omtrent, ek hoop ek het julle nou 'n bietjie voorgespring met dit. Maar dit is hoe die doop werk. Die doop is eintlik om jou ook voor te berei, sodat jy kan staande bly teen die werke van die vyand. Doop is 'n baie belangrike ding. Ons lê die ou mens af in die doop. Ons begrawe hom. Dit beteken, as jy
'n gangster was, dan moet jy nou die gangster af lê. Jy moet nou 'n kind van die Here wees. 'n Kind van die Here leef nie soos die wêreld nie. Dit is die belangrikste. Right, ek wil so 'n bietjie verder spring. As ons deur die geloof in Christus is, dan het ons die doop van die Heilige Gees ervaar. Bietjie ondertoon. Die feit dat ons in die Gees gedoop is, laat 'n vraag ontstaan, waarmee ons moet reken. Leef ons of dit waar is? Die meeste van ons skiet wel se waar tekort. Ten spyte van die gereedskap van God ons gegee het, is ons getuienisse dikwels ondoeltreffend en ons lof word dikwels besmet met selfsug. Verder is baie van ons kerksterk of leerstellings maar swak op liefdadigheid. Hierdie dinge is teenstryding met die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 praat hy daarvan die vrug van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees is liefde, vrede, blydskap, getrouheid, haat, kwaad, tweedrag. Julle ken julle Bybel. Kyk, ek toets maar net, maar as jy dit gaan lees, dan gaan jy sien, dit is juist een van die dinge, nou hulle sê altyd, ek het toch al 'n probleem daarmee, iemand kom kerk toe, nou wil ek vir julle iets gaan vertel. Baie mense kom kerk toe, maar as iemand nie hulle hand vashou nie, dan kom hulle nie weer kerk toe. Wie se keuse is dit om kerk toe te kom? My en jou keuse, dit sit vanaf. Dis ons keuse, vir ons hier wil wees. Jy het 'n keuse gemaak, ek wil. Nou ek wil vir jou sê, ek wil die Here dien. Ek wil sy teenwoordigheid sien. Ek wil sien hoe werk die Here in my lewe. En baie van dit is getuienisse. As ek by jou kom Piet en ek praat met jou en jy getuig teenoor my, dan begin die Here, dit is jou deel van jou doop, nadat jy gedoop is, jy moet getuig. Nou ek sê dit nou vir baie, ek sê dit nou vir julle, hulle sou nou ongelukkig nie hier vanaand nie, maar die jong mense wat ek gedoop het aan dag, het ek vir hulle gesê, gaan na 5 mense toe, gaan sê vir hulle jy is gedoop. Gaan sê vir 5 mense, jy het jou hart aan vir Jesus gegee. As ek hulle lei na die Here toe, sê vir hulle, begin regmaak, kry jouself reg, sê vir mense, wat gebeur dadelik, wanneer jy vir mense sê, ek is 'n kind van die Here, daar begin iets hier in jou hart ontstaan van, daar is liefde, vrede, blydskap, jy wil vir mense vertel, daar's blydskap, daar's vriendelikheid, getrouheid, wat is die getrouheid? En ons praat daarvan, kerk toe gaan, lofprysing, eer aan die Here gee. Julle kom nie kerk toe om te kom net om hoor vir my, ek glo nie so nie, ek dink julle kom daar ook vir, ons begin al aan regkom met die musiek daarin, maar hoor wat ek vir julle sê, ons begin die Here loof en prys, dit gaan oor die Here, dit moet altyd oor Jesus gaan, en dit is die probleem, wat baie mense van, nadat hulle gedoop is, afval van die pad af, want hulle bly nie by wat hulle geleer het, hulle bly nie by dit wat ons nou in die kerk leer nie. Nou ja, ek wil vir julle sê, ons het nog net geraak aan die goedjies. Maar as jy gaan leer wat ek nou al geleer het, toe ek my evangelisasie kursus gedoen het, my eerste ene gedoen het, dan kan ek vir jou sê, ons raak in die skrif. Om die woord van die Here te studeer, is dit wat jou staande hou. Jy het eintlik nie nodig om na my te luister op 'n Sondag. As jy jou woord lees, en jy bid, dan begin jou gebed met my ooreenstem, wat ek praat daarvoor. Het vandag die geval gehad, waar iemand my gebel het, en vir my 'n waarskuwing gee. Toe sê ek soos, maar hoor jy hierdie waarskuwing? Was klaar, 2 Sondae in 'n ry gegee, eintlik 3 Sondae in 'n ry, het die Here al reeds met ons gepraat, so dit voel vir my, die Here, ek is op die regte plek. Ek weet waar ek nou staan met die Here, want die Here maak my nie net verniet wakker nie.
Hy maak my wakker met die regte idee. So ook daai persoon se motief is reg, die gesindheid is reg. Dit beteken gees soek gees, lig soek lig. Het ek vir julle laasweek gesê. Sodra ons begin by dit kom, my gees oortuig met jou dat daar is iets wat ek en jy oor kan praat, buiten dat ons kan praat oor kos maak, en oor jag, en oor om klippe te gooi, en om wat ook al te doen, om kerk toe te kom. Daai gees begin klaar oortuigend in ons harte, dat ons kan daarby uitkom. So baie keer dan moet ons besluit, wat is belangrik daarvan is jou getuienisse, jou lofprysing, en bid. Ek het vandag vir my vrou gesê, ek bid te min. Ek sê, ek voel dit, ek bid te min. Ek sal nou maar moet later gaan slaap en vroeër moet opstaan, net so dat ek moet kan opvang met gebed, want dis so, hoe baie nader ons kom aan die tyd van die Here. As jy gaan kyk hoe vinnig tyd uithardloop, maar okay, dis 'n storie vir 'n ander dag. Is daar 'n Bybelse korrektief op hierdie probleem, en indien wel, wat is dit? Wat sou jy sê is dit? As ek jou vra, is daar 'n Bybelse korrektief op hierdie probleem? Eintlik het ek net klaar gesê vir julle. Lees jou Bybel, bid elke dag, getuig, loof en prys die Here. My grootste oorwinnings was, die dag as ek 'n moedeloosheid is, dan begin ek sing. Dis outomaties. Ek weet nie of dit met julle gebeur nie, maar vir my is dit dadelik. Ek het vandag weer, begin dadelik daai liedjie kom by my op, kom sing 'n nuwe lied vir hom. En nogal snaaks genoeg, die oomblik toe ek agter die klavier eendag gaan sit het, toe's dit die liedjie wat opkom, kom sing 'n nuwe lied vir hom. Ek wil sing vir die Here, ek wil hom loof en prys, want hy's belangrik vir my. Is hy belangrik vir jou? Dis waarom jy moet dink. Ons kom by die tweede deel, volheid. Elke Christen word in die Heilige Gees gedoop, want niemand kan aan Christus behoort sonder ook om die inwoning Gees te besit nie. Romeine 8 vers 9. Romeine 8 vers 9. Net vir julle lees, ek sal naby hom. Hy sê Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Dit beantwoord eintlik jou vraag ook wat jy my nou gevra het. As die Gees van die Here nie in hulle is nie, dan behoort hulle eintlik nie aan die Here nie. Dis eintlik gevaarlik, as ons daar so ver gaan. Maar in elke Christen wat dit nou lees, geniet die volheid van die Gees, wat die Gees bring nie. Geniet die volheid wat die Gees bring nie. Nie almal is bestem daarvoor nie. Dis eintlik, dit is moeilik. Maar ons bid maar nog steeds vir hulle. 1 Korintiërs gee vir ons die gevalle studie oor hierdie verskynsel. Toe Paulus in die kerk toegespreek het, was dit nie in 'n ander geesdoop nie, maar hulle moes geestelik volheid herontdek. Ons weet uit die kwessie van Paulus is sy brief geopper het aan die Korinte. Gelowiges, hoogmoediges, liefdeloosheid, twisserigheid en verdraagsaamheid teenoor sonde wat sonde was. Hulle sondepatroon het hulle geestelik volheid laat afneem. Hulle het ongeestelik geword. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Gaan ek gou vir julle lees. Is jy daar naby hom?
1 Korintiërs 3, vers 1 tot 4. En ek broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe staat nie. En julle is nou nog nie daartoe staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as ek een sê ek is van Paulus en 'n ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Ja. Die sentrale bekommernis van Paulus was dus nie om die onderskeiding tussen diegene wat in die gees gedoop is en in diegene wat nie. Anders as om te onderskei tussen die geeslikheid en onderskeiding in vers 1. Paulus praat egter ook elders oor die kwessie van vervulling met die Heilige Gees. Die eenvoudigste opdrag is in Efesiërs 5. Ek wil vir julle nou dit lees, ek gaan dit moenie dronk word van wyn nie, maar want daarin is losbandigheid. Maar word vervul met die Gees, spreek met mekaar in psalms, lofsange, geestelike liede, sing en maak 'n melodie aan die Here met julle harte. Dank God die Vader altyd en vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus en onderwerp julle aan mekaar uit eerbied vir Christus. Moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Dis die Gees wat jou lei. So nommer, ons gaan daaraan raak, maar ek wil vir julle nou sê, die Heilige Gees doen die werk. Dit wat Sondag gebeur het, was die Heilige Gees, nie ek nie. As dit ek was, dan het ek vir julle 'n storie gegee. Maar omdat dit nie van my afkom nie, en dit van die Here afkom, is dit Heilige Gees. Dit is iets wat ek nie vir jou kan, 'n menslike brein kan dit nie vir jou beskryf nie. As jy 'n ingenieur sien, dan sal hy vir jou sê, dis hoe die plek lyk. Alvoor sit hy so, hy ken dit nou baie beter as ek. Hy sal vir jou kan sê hoe hierdie konstruksie van hierdie kerk moet wees. Maar vir my sal dit wees, dis 'n gebou. Ek kan sien daar is 'n pilaar, daar's 'n pilaar, daar's 'n pilaar. Maar wanneer jy die inselheid van die Heilige Gees, dan is dit baie groter. Die Heilige Gees gee meer in diepte en in detail van die hart wat die Here wil openbaar. So, nog 'n ding is, as jy gaan lees in Handelinge 2, waar die dooping met die Heilige Gees begin plaasvind het, in die bovertrek. Hulle het gesê, hulle is vol soet wyn. En toe sê Petrus vir hulle, dis nog net die 3de uur in die oggend. Die 9de uur is 9 uur die oggend, hoe kan hulle vol soet wyn wees? Sê jy moet gaan dink daaraan, so iemand wat, ek weet nie of julle al gedrink het nie, so julle wat, as jy dit al gedoen het, jy gaan vir my sê, jy gaan nie 9 uur al dronk wees, ek hoop julle was al so. Die mag vir 10 uur. So daar's iets omtrent dit, so, maar ek kan vir jou sê, ek het dit al gesien, beleef dit, ons praat baie keer daarvan, dan praat ons daarvan, ek het jou laasweek genoem, toe Karin sê, sy sit in die klas, toe die kind daar, so vir 3 dae nie by die skool is nie, praat sy net in tale. 'n Ander gedeelte het ek ook gehoor, en dit gebeur wanneer die dooping met die Heilige Gees plaasvind. Nou, die dooping met die Heilige Gees hang nie van my af of van jou af nie. As hy wil, Sakkie wil doop vanaand met die dooping met die Heilige Gees, gaan hy dit doen. Sonder dat ek wil iets doen omtrent dit. Gaan die Here werk soos wat hy wil werk. Die Heilige Gees doen dit op sy manier. Nou wil ek net gou, wat dit sê is, die tannie kom in die kerk in, en sy sit daar soos is baie moedeloos, ag man, alles werk het nie vir haar uit. En daai aand, ek
praat nou uit 'n ander getuienis uit vir julle. Bid hulle vir haar en hulle bid dat daar 'n ton van blydskap op haar sal afkom. Luister, sy slat daar neer, soos 'n veer. En daar lê sy die hele tyd. Niemand doen niks nie. En sy praat in taal, en sy praat, en sy praat, en sy praat. Die diens is al verby. Hulle tel haar op, en sy praat in tale. Die hele tyd het sy gepraat in tale. Hulle vat haar huis toe, sy praat in tale. Hier 11 uur die aand bel die ou pastoor. Pastoor, is fout met die vrou. Hierdie vrou hou nie op, hy sê los. Sy het haar in 'n kamer toe, kry haar môre daar. Kry haar môreoggend daar, die plaas nog steeds in tale. Na 'n 3 dae se praat in tale, toe kom daai vrou daar uit, toe die Here haar heeltemal omgedraai. Nou ek wil vir julle sê, as jy in daai situasie is, ek kan dink daar's 'n paar situasies wat ek het sou wil verander. En as dit kan gebeur, dan verander jy die plan van die vyand om jou te vernietig. Dan bring jy in die gees van die Here. As die Heilige Gees so kan werk weer in ons kerk, kan jy dink wat gebeur? Kan jy imagine? Okay, hy sou wat werk. Weet jy werk, kan jy imagine Sakkie moet jou bel, werk doen, sê skus. Sy kom nie in nie. Wat's fout met haar? Nee, kan jy nie eintlik verduidelik nie. Sy sonder die Heilige Gees, maar wat's dit nou weer? Waarmee is sy nou besig? Nee, jy gaan nie verstaan nie. Gee haar net die 3 dae af. Dan vat sy maar liewer 3 dae af. En die oomblik wanneer jy instap by die werk, dan is dit nie meer net jou werk nie. Dis 'n verandering. Dit wat die Here vir jou gegee het, gaan niemand kan wegvat vir jou. Ek kan vir jou nou ook sê, en dis hoe ek voel, oor my Christendom, oor my dooping met die Heilige Gees, die doop met deur die water, my hart en lewe vir die Here gegee het, niemand gaan dit wegvat van my af nie. As iemand inkom en hy skiet vir ons almal dat ons lyk pimpel en pers en die helfte is dood en goeters, dan gaan ek nog steeds nie moed verloor nie. Want ek weet waarin my geloof is. Ek weet waar ons staan ek. Ek weet wie en ek glo. Iemand het my eendag gesê, maar jou God doen nou nog niks nie. Toe sê ek, okay, dis reg, maar jy lees ook nie jou Bybel nie. Die Bybel sê, moenie God uittoets, moenie hom uitdaag nie. En ek het daai ding gedink gisterand, wanneer het ons daai storieetjie gekyk, gisterand. Kyk ons daai storie, terwyl hulle dit weer kyk, mense kan net aanhou kyk na die storie van Dawid, en weet jy wat vang my op? Goliat staan daar, en hy daag die slagorde van God uit. Weet jy wat vang my? Hy staan daar en hy sê vir Dawid, met jou, ek gaan jou voer vir die voëls van die hemel. Ek gaan vir jou voer maak van hulle. En hy in daai storieetjie kyk hy op en hy sê, nou daag ek die God van die lewe uit. Nou waar is jy? God, kom af, dat ek met jou kan fight. Nou, as ek dit vir jou sê, dan voel jy al klaar, ja, daai is stupid gewees. Hy's kleinlik gewees. Want wie daag die lewende God uit? Maar hy het. En die oomblik terwyl hy tog daaraan dink, toe draai die skerm weg, en die manier hoe die skerm wegdraai, sê vir my, dat God het nie behaag in daai nonsens nie. Ekskuus as ek dit nou so sê. En die manier hoe daai klip hom getref het, nou ek wil vir jou sê, dit moet iets wees, as daai klip daai groot ou getref het. Tussen die oë. En hoekom tussen die oë? Sodat hy kan besef, dit is wat die Here kan doen. God het nie nodig om net vuur uit die hemel uit te reën nie. Hy het my en jou nodig. Dalk is dit net ek en jy nodig om die vuur te kan maak. Om die vuur te wees vir iemand anders. In iemand anders se lewens. Om daai impak te kan slaan. Al daag hulle God uit, is reg. Jy moet eendag ook vir die Here gaan staan. Maar dis wat ek vir julle wil sê, is wat ek by wil uitkom. Ek glo, en dit wat ek glo in God, is nie net omdat ek dit gelees het nie, omdat ek dit beleef het in my geestelike lewe. Toe die Heilige Gees begin betrokke raak, toe begin daar verandering kom. So, ek glo julle voel dieselfde al. Dis wat lekker is. Ek wil net gou 'n bietjie aangaan.
Hy lees daar hoe om geestelik volheid te bereik met 'n geesdoop in volle geïdentifiseer. Die volheid geïdentifiseer. Sal dit gedoen wees as ons nadink oor hoe ons hierdie geesgevulde lewe daarvoor die Nuwe Testament praat, kan bereik. Ons kan die 3 stappe van geestelike volheid identifiseer. Bekering, gehoorsaamheid en dors. Nou bekering, ons het eintlik al klaar daaroor gepraat en ek gaan dit nou eintlik skiep. Julle kan dit self gaan lees, want julle sal moet dit lees vir die vraag, die vragies wat gaan kom. Maar ek wil by iets uitkom, die dors. Dit is vir my een van die grootste, belangrikste dinge. Ek wil gou dors, ek gaan julle nou dors maak. Tessalonisense. Hy sê in 1 Tessalonisense 5. Uiteindelik moet daar in ons 'n onblusbare dors na geestelike volheid bestaan. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, blus die gees nie uit nie. Verag die profesie nie, ek lees hom net verder. Beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volmaak, heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou, daar's 'n ander skrif wat ek vir julle moet gee. Dis nie op nie. Ek gaan kyk of ek hom kry. Jesaja 44 vers 3 sê, want ek sal water giet op die dor lande en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomlinge. Hierdie praat ook van die doping met die Heilige Gees in baie gedeeltes. Nou as jy tyd het, dan gaan Google jy die herlewing wat in Ierland gebeur het. Die herlewing in Ierland. In daai tyd toe dit gebeur het, was dit ook maar, ek gaan nou ons kerk as 'n voorbeeld gebruik, soos 'n paar mensies hierso, en dan elke keer het hierdie paar mensies gebid vir verandering in hulle jong mense se lewens. En hulle het gebid dat die jong mense weer die Here sal dien, daai jaar. En hulle het voorberei daarvoor, en die gemeente het nie gegroei nie, niks het gegroei, maar die plek het altyd, want die kinders het losbandig geleef, soos vandag, drugs, dwelms, allerlei goeders, weer vasgevang, nooit by die kerk so goed uitgekom nie, nooit die Here gedien nie, en hulle het 'n tyd gehad wat hulle gebid het. Nou as jy dit gaan lees, baie wonderlik. Maar wat interessant is, op 'n dag, toe stap ek kan nie onthou of dit 'n priester of 'n pastoor is nie, maar hy sê hy stap in, en toe hy instap, toe slaap hy neer op die grond. En hy sê dit was soos die teenwoordigheid van die Here wat toe neersak in daai kerkie. En die doping van die Heilige Gees vind toe plaas in daai plek. En hulle sê hulle lê daar onder die teenwoordigheid van die Here. Nou ek wil vir jou sê, as jy al die teenwoordigheid van die Here gevoel het, dit is swaarder as dit. As jy al dit ooit swaar gevoel het, ek het al daaroor gepraat al, die teenwoordigheid kan swaar op jou rus. Dit voel asof iemand op jou druk, so op jou lê. Nou, kan jy dink as ek vir jou sê, kom lê hierso, ek wil bo op jou kom lê, daai manier hoe ek lê op jou, die gewig, dis hoe dit voel, wanneer die doping met die Heilige Gees op jou is, wanneer die Gees van die Here op jou kom lê. En daai
kan 'n mens nie altyd, dis omdat die maklikste om dit te verduidelik, maar dis toe nou wat gebeur het daai jaar. En die Here begin werk, so dat die kinders, toe hulle gedoop word, hulle het uit die drankplekke uitgestap, toe is hulle gedoop met die Heilige Gees, soos hulle uitstap, word hulle gedoop met die Heilige Gees. En met die, toe hulle uitstap, was dit so ernstig gewees, toe die ouers wonder waar is die kinders, toe hulle soek, toe het hulle skelmpies deur die ruitte van die kerk geklim en kom bid, so het die Here 'n generasie opgetel. En ek praat van baie jare terug, ek dink daai jaar was die herlewing nog eers in Suid-Afrika nie. Maar dit is wat gebeur het. Dit gebeur wanneer die dooping met die Heilige Gees plaasvind. So daai sien ek altyd Jesaja 44 wat gaan plaasvind. Dit is die dors waarvan ons nou praat. Daai dors. As ons in ons harte 'n gesindheid het wat sê, ek is seker hierdie geestelike vullende besigtigheid is goed vir iemand anderste, maar ek is tevrede met wat ek het, dan kan ons net verwag om die hele God te ervaar nie. Maar as daar in ons harte 'n nederige uitroep is om hom in al sy heerlikheid te erken, dan sal hy ons onvertwyfel met sy gees vul. God vul diegene wat sê, Here, ek gee alles oor. Doen saam met my wat u doen saam met my wat u kies. Dis wat ek vir julle gesê het laasweek. Sodra jy oorgee, dan begin die Here werk. Ek het 'n gedeelte en ek wil dit vir julle noem voordat ek verder lees. Ek bid vir mense wat nie by die Here is nie. Vir jong mense, onbekeerlinge, mense wat teruggeval het. My gebed is, mense wat uit die kerk uit gestap het, moet weer terugkom nie. Ek bid vir hulle en dan sê ek, Here, ek bid vir 'n honger en 'n dors. Terugdraai na die Here toe. Ek bid dat hulle so honger en dors sal word vir die evangelie van Christus, dat hulle sal wil inkom om dit te ontvang. Dit moet 'n voeding wees. As jy gaan lees in Openbaring, dan sê Johannes, die Here sê vir hom, eet dit wat jy kry. Hy het die skrif basies begin eet, hy het begin eet wat die Here vir hom gegee het. Nou toe hy op Posmas was, het hy nie kos gekry nie. So wat was sy kos? Net die woord van God. Dit is wat Judea praat. Dit is hoekom ek sê, baie keer wanneer mense sê, hulle kan nie vas en bid nie. Ons moet vas en bid deur die woord. Dit is wat jou voeding gee. Dit is snaaks hoe dit werk. Gaan beproef dit. Dan sal jy sien, dis hoe dit werk. Dis hoe die Here werk. Ons mag Paulus se vermaning om met die Gees vervul te word, beskou as 'n opdrag van geestelike gedoopte Christene. Inderdaad, ons is almal gedoop in dieselfde Gees, maar in nie almal van dieselfde mate vervul nie. Na mate ons dors na meer van God, kan ons uitsien na Christus se belofte, wat vir ons lewens verwenslik word. So ons Here self gesê het, elkeen wat in my glo, soos die skrif sê, uit sy hart sal strome van lewende water vloei. Yes, ek kan baie lank bly. Dis ons tema van die jaar, is lewende water, lewende fontein. Maar kan jy dink, wanneer jy met iemand praat, en hy wil begin sê, hoe gaan dit met jou broeder? Ag nee, die ark is oop van die lewe. Dis tussen die bome en die bas. Maar as jy met hom praat en hy praat so, ag nee, maar nonsens. Kom ons dien die Here, wees dan 'n bietjie bly, skud so 'n bietjie aan hom en ruk hom, plak hom en sê vir hom, wees net bietjie saam met my bly. Die Here is nog in beheer. Lewe jy nog? Ja, doen. Dan sê jy daardie keer iets om oor te bly te wees. Wees bly, daai oorloping, dit moet nie jou afkraak en dit moet jou bly maak. Jy moet eintlik wanneer daar negatiewe mense kom,
dan moet jy eintlik begin vir hulle sing, "The joy that I have, Jesus gave it to me." Kyk wat maak hulle dan. Dan gaan hulle sommer ophou kla. Ja, self nog met ek leer dat dit was toe. Jy kan. Ek worry nie by die mense. Ja, nou ons worry nou oor nie. Right, ek het nou op die laaste gedeelte gekom. Ek gaan nou, ons kan net gou die laaste gedeelte van C klaarmaak. Woorde wat skade berokken, en dan gaan julle die vragies by die huis weer doen. Dan gee dit ons 'n bietjie kans om bietjie te kan, vir julle kans om iets te sê vir die tyd. Die tong is 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong word onder ons lede gesit, die hele liggaam bevlek, die hele gang van lewe aan die brand te steek en deur die hel aan die brand gesteek. Geen mens kan die tong tem nie. Yes, ek moet vir julle sê, toe ons op die mannekamp was dit een van ons goedjies gewees. Oor die oppas, ek dink dit was Isak Burger wat gesê het, hoe woorde skade maak. Ek dink dit was hy gewees. Maar net daaraan te dink dat ek praat met iemand wat toe uit die kamp uitkom van daai kant af en hy sê vir my wat hom gevang het is hy het altyd sy familie verkleineer met sy woorde. Hy het nooit gedink hy verkleineer hulle nie. En hier leer hy dat hy moet lewe spreek en hulle in plaas van oordeel. Hy sou so gekom het en gesê, ag, nou kom jy al weer hierso sonder jou Bybel. Kan 'n mens nie net 'n Bybel saambring nie? Nou dadelik dan begin dit jou, as ek het nou nie dalk nie lelik gepraat, maar dit kan dalk leliker gewees het. Dadelik dan voel jy mismoedig, moedeloos. En hy sê hy het sy familie so afgekraak. En toe nou na die mannekamp is dit nogal wonderlik hoe die Here met daai ou gewerk het. Stuur hom huis toe en die Here begin met hom werk. Die Here begin hom help. Hy gaan vergewe sy hele familie. Dit wat ons hier gedoen het, voete was. Niemand het vir hom gesê hoe werk dit nie. Hy gaan was sy hele familie se voete. Die hele familie, hy roep hulle almal in. Hy bel hulle land en sand, kom huis toe. Ek het 'n afspraak met julle. Hy vra hulle almal om verskoning. Maar die probleem is woorde dra krag. Woorde kan seermaak. En as ons lewe spreek, jy kan nie lewe en dood spreek uit een mond uit. Dan moet lewe uitkom. Drie dinge kom nooit terug nie. Die gebruik, die pyl, die gebroke woord en die verlore geleentheid. Yes. Ek dink ons almal was al daar gewees. Wat ons sê kan nie ongesê wees nie. Want meer is, ons sal die verantwoordelikheid geroep word vir elke woord wat ons gespreek het. Selfs die op die dag van die afkering sien Matteus 12 vers 36. Ek gou vir julle dit lees. Wat? Wie kan toe? Matteus. Matteus 12, vers 36. Maar ek sê vir julle, dat elke ydelle woord van 'n mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Eina, kan vir julle sê, ons gaan almal eina sê daai dag. Maak nie saak wie ons is nie. By ook gesê. Ek wil dit vir julle lees eers, dan kan ek verder praat daaroor. Soos koning Salomo dit gestel het, elkeen van wat sy mond bewaar, sy lewe. Hy wat wyd oopmaak, sy lippe kom tot niet. Spreuke 13 vers 3. En die dood en die lewe is in die mag van die tong. Vers 18 tot Spreuke 18 vers 21.
Ons woorde kan dien om aan te moedig, ander te moedig, te voed en te genees, maar hulle kan ook twis. Daarmee ek gaan nog afsluit. Wat wil ek vir julle sê? Ons moet ons woorde tel. Tel jou woorde. Wanneer jy praat met iemand, ek het baie keer, word ek baie keer kwaad vir iemand oor iets of ek het al daai ding gelees. Ek weet of julle al daai storie gekyk het, die Fireproof. Nou in Fireproof het die man, toe hy nou begin wegkom het, dan wil hy nou iets sê vir sy vrou, dan trek hy sy mond so snaaks, dan gaan slaan hy liewers met die baseballbat die asblik. Dis wat 'n mens moet doen. Sê liewers niks nie, want woorde maak meer skade as wat goed doen. En ek kan dink, dit het hom 'n bietjie 'n tyd gevat om by dit reg te gekom het. So dis vir ons ook dieselfde. Ons moet kies om ons moet ons woorde tel. Kies om die regte ding te doen. Kies om die Here te dien in gees en in waarheid. Praat lewe, spreek lewe. In 'n dooie saak spreek lewe. Ek glo daarin. Ek het nog altyd daarin geglo. As ek vat byvoorbeeld as ons vir iemand bid vir hulle werk of iets en dan spreek ons lewe daarin. Ons bid dat daar 'n verandering sal kom. So ons moet net aanhou lewe spreek daarby. So ja, daarmee wil ek is ek klaar vir vanaand. Is daar enige vrae? Enige ding wat julle wil sê? Julle stop. Julle is te stil. Vroeger vanaand gesê, daai wat baie min mense kom by na die kruis. Ons het 'n studie gedoen jare terug. En dit was ook op 'n research uitgekom dat net 3% van alle Christene kom op daai nou pad. Ja, En die res van hulle verdwaal. hulle verdwaal heeltemal. Dis die skok van mense wat sê hulle glo in Jesus, glo in die Here. Ja, En ons het nog by UPE was het ons 'n studie gedoen raak aan die 5 gelowiges of die 5 gelowiges. En almal glo in God. Toe sê ek vir hom, kan nie wees nie. By God verskil van die God van die Hindoes, die van mos. die Krishnas, van die moslims, van die Hindoes en al daai ander plekke. Ja, En hulle het nie saamgestem met dit. Almal, ek meen ek wil nie klippe gooi nie, maar Desmond Tutu het op een aand geluister op nasionale TV. Toe doen hy die volgende statement. Hy sê, all roads lead to Rome. Dit maak nie saak weer wat se medium jy gaan bid nie, jy gaan nog steeds by God uitkom. So dan moet jy myself, die Here roep. dis gevaarlik. En hy's 'n gesiene man onder die kerk, hy moet ons daarom nog van beter weet. Alles was. Ja, dit wat jy nou sê ook is eintlik baie gevaarlik. Daar's 2 goed omtrent dit wat ek julle wil sê. So ek wil dit nou, ek noem dit my myself daarvan af, ek wil dit vir julle verduidelik. Toe ek tot bekering gekom het, ek geleer ek moet die woord van die Here volg. So dis wat in die woord van God is, dis wat ek toepas. Dit wat jy in die kerk leer, dis wat ek toepas. Nou baie mense kom tot bekering, maar hulle loop 'n liewe ander pad. En dan kom hulle met hierdie snaakse goed in, wat nie volgens skrif is nie. Nou dis wat ons beleef is, ons leef nou in daai laaste tye, sal ek maar sê, in Laodicea tyd. En dit is nou waar die mense hulle eie reg in hulle eie hand neem van wat hulle voel. Dis soos byvoorbeeld die woord van die Here sê, jou naam is in my handpalm gegraveer. Nou vat hulle dit letterlik en nou moet jy reg verstaan, nou tatoeëer hulle op hulle, want die woord sê ek kan tatoeëer. Hoor jy wat ek vir jou sê? Eintlik staan dit nie daar, dis nie waaroor dit gaan. Die handpalm graveer is die
merk in die hand van die spyker wat die Here ingegaan het. Dit beteken, wanneer jy deur daai gat sien, dan sien jy, dit is vir my sonde, my oortreding. Maar omdat hy dit wil self vervaardig, sê hy, dit is waaroor dit gaan. En dis niks bedoeling met jou. Nee, ek maak nie met jou. Maar jy verstaan. Ja. So, Joyce Myers, yes, sy sê jy kan 'n tanker op sy self opgesit, want God het dit op sy hand. ja, soos jy verwar die woord van die woord is reg en ja en amen. Hy kan nie verdraaid wees, hy kan nie verdeeld wees nie. So, en dit wat jy nou ook sê, laat my dink aan Billy Graham. Hy het eendag die fout gemaak. Hy het begin groot word om homself. En toe maak hy die fout. Toe sê hy ook, dieselfde woorde, toe sê hy, ons almal dien dieselfde God. Toe hy in Rusland gaan bedien het. En daar het hy geval. Maar op sy ou dae, toe gaan hy terug, net voordat hy dood is, toe het hy reggemaak met Jimmy Swaggart, en toe het hy 'n brief geskryf aan hulle. Toe skryf hy vir Jimmy Swaggart dat hy vra hom verskoning, want daai jaar wat hy dit gedoen het, het hy mense mislei. Hy het 'n verkeerde ding uitgelaat, en die idee was, jy moet onthou, ek sê nou vir julle, ons is nie dood, ons is daar. Mense sterf hulle geloof. Mense sterf vir ons Christendom. Ons is nie nou daar waar ons kan sterf nie, maar ek kan vir jou sê, daai ou was bang geweest daai dag. Hy het geweet, as hy gaan sê, daar is net een weg en dis Jesus Christus, het hom daar doodgemaak. Dis hoekom baie keer ons sê goeders wat ons eintlik nie bedoel nie, net om onsself te beskerm, om nog te kan lewe. Maar nou die ding is, jy hoor so baie groot goed van hom. Nou ek probeer hom nie afkraak nie. Was 'n regtig goddelike man gewees. Maar die punt is net is dat hy het 'n fout ook gemaak om te sê dat ons dien mos een God. En ons doen nie. Daar's nie 'n manier nie. Ons dien die God van hemel en aarde gemaak het. En ons doen die drie enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en buiten dit is daar niks anders te nie. Ons moet deur Jesus Christus gaan om hemel te maak. Daar is geen ander manier. Daar is nie van, dit is net Jesus nie. Die woord sê, bekeer jou, laat jou doop. Hy sê nie net, laat jou doop en dink jy is alright nie. Jy moet deur die bekering gaan. Jy moet deur belydenis gaan, 'n proses gaan. Want as jy nie nou bely oor die sondes nie, gaan jy nie hemel maak nie. Jy moet bely dat jy 'n sondaar is, om ten volle te kan aanneem. Maar dankie dat jy dit sê, dit maak groot goeders. Twee kort getuienisse hier van die Heilige Gees. Weet sy ma was baie sensitief. Ons het dit al gesê, sy is lig in die gees. En so ek vat haar toe kamp toe. Op wat sy ons jongens sit en ons sien dat. Vat haar vir die eerste keer in haar lewe na 'n vrouekamp toe. Ja. Want hulle het ons gegee, gaan nou nie buitekant jou. Yes, ja. En vir haar was dit nou 'n groot ding, en almal het haar gejudge, want wat maak sy nou tussen ander gelowiges, want sy mag nie uit ander drinkbakke drink nie. Want dit gaan oor, dit is interkerklik, dit gaan nie oor die gemeente nie, dit gaan oor God se werk. Maar in elk geval, soos by die middagsessie, die vir die vrou aanbied, maar nog voor sy nog begin, het sy net 'n gebed gedoen en ons begin sing, van die Heilige Gees raakvaardig oor sy ma, daar in daai saal, vir 3 ure lank, het sy in tale gelag, gehuil, sy was gedronk gewees, soos wat die woord sê. Die mense het aan haar geraak, sy het gesê, hoor, ons kan nie verder aangaan nie, want die Here is besig, ons gaan die Here kans gee om klaar te maak wat mee besig is. Ja. Sy het nie haar sessie gedoen nie, sy het almal net so ons, en elke vrou het, hoe kan ek sê, baggages en goed het afgekom, van hulle belasting afgeval, so niks was gesê, net deur haar lag en dronkenskap, soos die Heilige Gees vaardig geraak word, vir 3 ure lang in daai kamp. En elke vrou in daai saal, het tyd geleef, het tyd gehuil, het net aan haar gevat en saamgelag, hulle daai, the joy of the Lord, hulle het weer
liefde vir jouself Ja. inkry, daar was nie meer dit. En in 'n ander geval, daar was ons by 'n gemeente in die Baai gewees, en hulle het ook iemand wat ingekom het in 'n bidsessie gehad en hulle sê die wat siek is nie lekker is, kan daar voorkom staan en die tannie was vir 'n lang tyd in 'n rolstoel, wat sy glad nie meer kon loop nie, maar hulle het haar gebring, sy het 'n groot swart suurstoftank agter haar, wat moet daai gasbottel, Ja, gas. gasbottel, was hy opgekoppel en alles, kom bers vir haar en hulle bid vir hom. En gaan toe aan met die ander mense, ewe skielik hier sien ons, sy rit stap alles uit en sy hart op en af voor haar, op en af, en sy sê die hele dag, en nou moet jy weet, sy het vir jare nie kon sy nie loop nie. Maar sy huil en sy rejoice, weet jy wat doen sy daarna, sy geklim terug in die rolstoel. Toe sê die pastor van nee, of die persoon, kom nie teruggaan na jou gewoontes, want dit is Ja. gewoonte. Gooi weg, haal weg haar stoel, van haar stoel weg. Die Want loop sy nou. nou sit nou weer in die stoel, gemaklik. Hy sê nie, jy vat alles weg, sy my goed by mekaar, dat sy op die stoel gaan sit. Ja, Dat sy net nou weer terugval en sit in 'n normale stoel. so mens dink nie so, My Here. ja, so is daar baie wonderlike gesien die Here. Nee, ek onthou daai Yes. tyd ook in Beulah Park. Baie jonk gewees. Toe ek die Gees van die Here sien werk daar. Die jeugdiens was die oggend gewees en ons moes net na dit sou daar diens weer gewees het. Toe ons daar instap, toe lê die jong mense so gesaai. Lag hulle onder die Gees van die Here. Nou, dis nie 'n lag, ek lag vir 'n grappie nie. En jy kan nie ophou lag nie. Daai lag, jy voel dat dit uit jou maag uitkom. Dit borrel so uit jou uit. Jy lag regtig letterlik, ek wil amper vir jou sê, lag al jou probleme weg. Maar dit is groot goed daai. As mense dit weer sien, mense besef nie wat is dit. Hulle ken dit nie meer. Ek dink kan jy dit dink as ons toelaat die Heilige Gees, ons is genoeg om die Heilige Gees toe te laat. Dit is wat vir my gevang het van die uitstorting van die Heilige Gees elke keer. Toe dit in Woester ook gebeur het daai jaar. Dit in 'n NG Kerk gebeur. En terwyl die dominee nog instap, en hulle het 'n manier mos so hulle mos instap in die NG Kerkie in. Toe val die doping met die Heilige Gees en die tannie begin in tale praat, daai ene huil. En daai ene begin bid en daai ene begin in tale praat. Later bid hulle almal in tale en hy probeer hulle stil maak en hulle ruk en pluk. En daar sit 'n man daar agter, hy sê los, dit wat hier gebeur, het al reeds deur Amerika gegaan. En min besef ons eintlik waaroor dit gaan. Hy het nie besef wat het gebeur nie. Maar toe hy dit los, toe word hy ook gedoop in die Heilige Gees. Hy moes die NG Kerk los. Maar wat interessant is, en dit wat jy nou sê, dit maak eintlik is mind-blowing om te dink. Vir 3 maande lank werk niemand op die lande nie. Nou ek kan vir jou nou sê, gee vir 'n vark nie kos vir 3 weke. Daai ding skree soos 'n vark. Of eintlik net 'n dag, dan skree hy. In die skaap ook, hulle sal letterlik draad spring net om gras eet. Maar vir 3 maande lank word daar niks gedoen op die lande nie. Ek dink dit moet iets wees as die Here so begin werk. So, maar dit is wonderlik, dis lekker. Pastoor, die eerste keer toe ek hier kom, nee, dis Sondagoggend. Kom ek hier en toe voel ek anders in my lewe. En ek weet hoe pastoor gevlieg het van die kansel af so toe. Toe sê pastoor vir my, jy moet terugkom na die kerk toe. Soek jou gees, jou siel. En ek kom by die huis en toe ons op pastoor van, jy soek my siel. En daai aand gaan ek weer kerk. Toe kom ek ons nou weer kerk. En ek kom nie in. Ek sit daar agter. Wil ek trap vas. Die stoor is 'n snaakse gevoel. En ek trap vas en ek hou vas. Maar pastoor sien nie. Pastoor was glad hiervoor. Pastoor was saam met my agter op hulle. Ek trap vas. Ewe skielik sê Jolanda vir my, gaan staan voor. Ek sê vir my, nee. En ek
voel duidelik hoe lig die Heilige Gees my. Ek loop so drum na voor toe. Toe ek my oë so toemaak, dit voel of ek heel my nat gemaak. Die pastoor se hand so op my lig, so druk. Dit was 'n swaar gevoel, nee. Maar ek het nie weet as jy nie, dit my oop maak, sien ek, en ek, vinnig het hy hier aangekom. Dit is 'n snaakse gevoel. Van daai dag, nooit weer het ek uitgebly in die kerk. Dis hoe dit werk. Dis nie ek nie, was die Sakkie nie, was die Afer nie, was niemand nie. Niemand het jou oortuig nie. Die Gees van die Here doen die werk. Dis wat ek altyd sê is, ek is net die instrument. Ek kan jou maak op en af spring, kan jou maak rol, kan maak dat jy goed skree, maar dit gaan niks verander nie. Dis waar die honger en dors kom. Ja, dis waar die honger en die dors inkom. Ja. Nog 'n vraag, nog ietsie? Ek dink ons almal kan, ek dink ons almal kan boeke skryf oor ons lewens. Ja. En wat al die Here vir ons gedoen het, maar mense is eintlik baie net skaam om te praat daaroor. Maar ons het afgedwaal, soos ek gesê het al, en maar ons moet net weer ons rigting reg kry. Ja, ons moet net weer terugkom op ons Ja, 'n standpunt. warm gevoel kry en ek bedoel ek het al gebid vir mense in die hospitaal wat opstaan en loop. Ek meen en dit het vir my nou weer in die laaste paar jaar, 2 jaar, pastoor Roos het altyd my gevra, as jy nog nie weer warm nie is, maar jy voel of jy skakel af want jy werk met soveel mense wat jou net onderdruk en so aan en dan val jy ook maar in hulle boesem in, so jy moet net weer gekickstart word, Ja, dat jy weer op daai lyn kom waar jy was, en dit is eintlik 'n lekker gevoel. ek glo dis hoekom ek dit wil doen. En dit is eintlik lekker as jy weer so warm is en die Here, dan voel dit jy wil net praat, en as jy wil praat, dan skop hy en sê, jy moet net praat. Maar ja, Ag nee. Ja, dankie julle. Julle kan koffie saam met ons drink. Kan jy vir ons die ketel gaan sit vir? Terwyl sy agterloop, dan bid ek gou net weer vir ons. Here, dankie vir die geleentheid wat ons kon geleer het vanaand. Dankie vir alles wat U vir ons deurlei. Here, gee ons daai honger en daai dors, Here, sodat ons die wil van die Here sal doen in ons lewe. Ook so, Here, bid ons, Here, dat ander weer sal terugdraai na Jesus toe. En Here, dat hulle gesond sal word en dat ons bid lewe en spreek lewe in ons families, in ons vriende in, dat hulle weer die Here sal dien met gees en waarheid. Ons gee U al die lof en die eer en ons weet na U toe kom die krag en die heerlikheid alleen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.